Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, agter op die rooibok se poot is daar so swart klossie, jy kan dit sien op hierdie foto hierso. En daar's kliere daar wat 'n soet reuk afskei wanneer die rooibokke dan so hardloop en selfs wanneer hulle deur die lug lang spronge sou gee, dan laat dit dan so 'n ligspoor wat die ander maklik kan volg, oordat hierdie soet reuk dan ook so afgee. Het is eintlik wonderlik om te sien hoe die Here hierdie diere gemaak het, dat hulle so wonderlik funksioneer. En so kom ons ook in die Bybel by seker een van die bekendste hoofstukke in die Bybel, 1 Korintiërs 13, sonder om vir enige iemand amper te vra, weet ons almal dit handel oor die liefde, en oor God se liefde wat daar moet wees in ons. En vers 1 sê dit so duidelik, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Jy weet, dit is so, as ons as kinders van die Here, dit wat ons doen nie in liefde doen vir die Here, en in liefde doen vir verloregaande wêreld nie, is dit sekerlik maak ons net 'n groot geraas, en eintlik maar net baie moeilikheid. En daarom mag ons harte ondersoek, ook in hierdie dag, om opnuut te bepaal, doen ek dit wat ek doen, oor ek die Here lief het, en oor ek my naaste lief het soos myself. Hierdie liefde moet in ons wees. Daar word 'n duidelike uiteensetting sekerlik, 1 Korintiërs 13, vir ons gegee oor wat hierdie liefde is. Daar is 2 besondere dinge wat ek vir u wil noem ook, en dit is in vers 8 staan daar, die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Jy weet, dit gaan sekerlik so wees. Daar gaan 'n tyd kom wat ons nie meer kennis gaan nodig hê nie, want ons gaan alles weet as ons in die hemel is. Daar gaan 'n tyd kom wat ons nie meer nodig het om preke te hoor nie, want ons gaan in die hemel by die Here wees. Maar in die hemel, liewe vriende, sal ons liefde nie vergaan nie. Ons sal net nog liewer wees vir die Here, en ons sal net nog met groter en opregter liefde die Here daar dien. Dit gaan nooit ophou nie. En daarom sê vers 13 vir ons, en nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. En mag ons dit in ons hart en lewe opnuut so sekerlik toepas en sê, Here, ons wil in hierdie liefde van u wandel. Maar dit gaan aan, liewe vriende, in 1 Korintiërs 14 word daar oor die gawes gepraat, en hoe hierdie gawes in die gemeente aangewend moet word, en tot eer van die Here gebruik moet word. Daar wil ek ook net hierdie een saak uitlig, en dit is dat, maak nie saak wat hierdie gawes sou wees nie, as ons dit nie doen in orde nie, as dit nie ordelik geskied nie, is dit nie van die Here nie. God se orde in die gemeente is baie belangrik. In 1 Korintiërs 14 vers 33 staan daar, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Nie net sommige nie, in al die gemeentes moet daar hierdie heilige optrede wees. God is 'n God van orde, en ons moet volgens daardie orde sekerlik leef en God se standaard handhaaf. Dan sê dit ook vir ons daarsom in vers 40 vir ons, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. En liewe vriende, 2 keer word daar baie sterk daaroor gepraat om te sê, alles in die gemeente moet ordelik wees, en moet tot eer van die naam van die Here dan ook so wees. So liewe vriende, hoe is dit moontlik om ordelik in 'n gemeente te funksioneer? Wel, as jy die Here lief het met die hele hart, en die naaste soos jouself, kan dinge ordelik gebeur. Maar wanneer iemand vir homself begin leef, en vir sy eie beel probeer blaas, gaan daar altyd een of ander vorm van wanorde plaasvind. En daarom is dit belangrik dat ons sal hou by God se orde. Die Here is nog nooit 'n God van wanorde nie. Daarom, dit sal ons bewaar van dwalings en om op verkeerde dinge te fokus. Mag die Here u help, en mag ons tot eer van sy wonderlike naam ook so leef. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat u nie verander het nie, dat u nog dieselfde is, en dat u vandag nog u liefde in ons harte uitstort, en dat u standaard vandag nog dieselfde is, dat daar orde in die gemeentes moet wees. Help ons elkeen om dit uit te leef, daar waar ons is. Amen.